Goeiemôre. Weet jy, ek het agtergekom dat ek in my lewe nogal 'n groot klomp afval of gemors elke dag genereer. Sommige van hierdie gemors genereer ek self. As ek my mond met 'n servet afvee of my neus sny met 'n sneeustoetjie, dan het ek 'n stukkie gemors waarvan ek self ontslae moet raak. Ander word in belang van ander of deur my kontak met ander mense gegenereer. So as ek nou vir die gesin tuna pasta gemaak het, bly die tuna blikkie en die leë pasta sakkie agter en daarvan moet ontslae geraak word. Dit is gemors. Van die ander gemors genereer ander mense vir my. My gesin kan nogal goed wees daarmee om daai laaste snytjie brood op te gebruik en dan die leë plastiese sakkie vir mamma op die tafel te laat, tot my groot frustrasie. Maar hoe dit ook al sê, aan die einde van die week het ek 'n hele hoop gemors waarmee iets moet gebeur. Nou hier op die plaas het ons natuurlik nie munisipale dienste nie, so die maklikste manier om van gemors ontslae te raak is om dit te brand. Nou moet ek vir jou sê, as ek elke week die hoop gemors wat uit my huis uitkom, moet verbrand, dan gaan ek persoonlik 'n stukkie van die gat in die ozonlaag met my naam moet merk. So ek moet op 'n ander manier met my gemors omgaan. Van die gemors kan ek onmiddellik hanteer soos dit inkom. So ek het natuurlik in my kombuis 'n stewige asblik met 'n swart sak en 'n styf passende deksel. En alles wat regtig onwelriekend en goor en onaangenaam is, gaan sommer direk daarin. En ek kyk nie eers weer daarna voor dit branddag is nie. Maar dan het ek 'n ander houer. Ek het 'n houer waarin al die algemene, nie sulke grillerige gemorsies ingaan nie. Papiere wat weggegooi word, die leë oliebottel, die blikkies, die plastiese sakkies, al daardie klas van goed gaan daarin. En aan die einde van die week kyk ek deur daardie houer. Ek het 'n boks staan waarin ek alles wat herwinbaar is sit, want dit gaan na vriende toe wat 'n herwinningsprojek het. So dan het ek nie nodig om daarvan ontslae te raak verder nie, ek hoef dit nie verder te hanteer nie, ek moet dit net deurkyk. Die glasstukke gaan eintlik, as dit inkom, nie in die algemene boks nie. Dit gaan direk na 'n spesifieke houer toe. En as daar gebreekte glas is die reëling in die huis dat die glasstukkies wat skerp is en kan seermaak en sny, toegeknoop word in 'n sakkie en dan in hierdie glasherwinningshouer ingaan. Daar is dan altyd ietsie wat agterbly wat gebrand moet word, wat nie herwin kan word nie, wat nie skerp glas is nie, wat nie blikke is nie, wat nie plastiek is nie. En dit is dan die goed wat op die uiteinde op branddag hanteer word en gebrand word. So ons probeer regtig waar om die hoeveelheid goed wat gebrand word te verminder. Nou, in my lewe is daar elke dag 'n klomp gemors wat by my inkom. Party genereer ek self. Dis my eie gedagtes, dis my eie keuses wat ek maak, en party van hulle nogal dom verkeerde keuses wat 'n effek het. En daardie gemors moet ek self hanteer en deurkyk. Party ander word in kontak met ander gegenereer. Dit is daai ongemaklikheid met 'n kollega by die werk. Dit is daai onder onsie met 'n kind oor iets wat net nie lekker is nie. Daai nare opmerking wat jy net so ouch gevoel gee. Baie van die ander goed word deur ander vir my gegenereer. Jy, daai mislike opmerking wat iemand maak teenoor jou, heel ongegrond en onverdiend, maar hy kom sit ergens in jou hart vas, as 'n stukkie gemors. Ek het die verantwoordelikheid om herwinning te moet toepas. Om op 'n weeklikse basis die gemors in my lewe deur te kyk. Dit wat inkom, wat regtig onwelriekend is, wat ek nie nodig het om te hanteer nie, wat eintlik nie my naam op het nie, daai stink goorgoed, kan ek direk in die asblik gooi. Want dit is nie vir my nie. Dit is iemand anders se gemors, wat ek nie hoef te hanteer nie. Daardie goed wat diep sny, die glas, moet ek eenkant sit, dat dit nie my kan stikkend sny in die proses nie, en ek moet op 'n latere geleentheid dit deurkyk en mooi bedink wat daarvan is op my van toepassing en wat nie. Maar dit moet versigtig hanteer word. Dan is ek by die groot stuk wat herwinbaar is. Weet jy, en daardeur moet ek kyk. Daai stukkie moet ek uithaal en daai opmerking en hom bietjie omdraai en beloer en kyk, kan ek hom vir iets anders gebruik? Het hy waarde?
is dit 'n herwinbare stukkie wat ek dalk ietsie uit kan leer en my gedrag of my reaksies oor kan verander? Of is dit iets wat regtig net gebrand moet word? En daai herwinbare stukkies moet ek dan nou maar eenkant in 'n houer sit en hulle deurkyk en besluit hoe dit my lewe gaan verander. En as ek dit klaar gedoen het ek die voorreg om dit in 'n boks te sit en dit vir iemand anders te gee, want dan is ek klaar daarmee. En dan bly daar stukkies oor wat gebrand moet word. Daai stukkies wat ek regtig niks mee kan doen nie. Dit het gekom, dit het seer gemaak dalk, dit het 'n effek gehad, maar dit gaan verby. En daardie stukkies het ek die voorreg om in 'n vuur te kan gooi en te verbrand, dat daar niks kan oorbly en my weer verder seer maak nie. Weet jy, ek bid dat jy ook herwinning kan doen. Moenie al die gemors wat in jou lewe inkom net aanvaar vir jou nie, want dit het nie alles jou naam op nie. Ondersoek dit, kyk wat moet jy weggooi, kyk wat maak te seer wat eenkant later hanteer moet word. Kyk wat jy kan leer en kyk wat het jy die voorreg om net te verbrand. Sterkte met die herwinning.